Amen. Welkom van my kant af. Dis lekker om saam met julle te kuier vanaand. Soos ek gesê het, die verdele gekom het hierdie reën en die donder weer. Julle kon nie in die bed gebly het, want baie van julle het 'n middagslaap gevat en jy kon gekies het om net te bly lê, maar hier sit jy. So well done. Jy kry definitief extra blessing vir hierdie week. Die ander nie. Ek weet nie, die Here gaan die ander mense maar moet straf op een of ander manier. Die wat online kyk, ons is lief vir julle, maar ek dink daar's levels van commitment, né? Ons levels van commitment. So, nee, dis lekker om saam met julle te kuier vir al die by die huis van die huis af kyk. Soos ek altyd sê, ons is nie net hier om net kerk te hou nie. Ons is nie hier net vir nog 'n preekie nie. Ons is nie net hier vir 'n lekker kumbaya sessie nie. Ons is hier om ons harte so te posture, ons liggame te posture, om verander te word, om aan die brand gesit te word deur Jesus. Amen. En ons hou kerk, want ons sê altyd dat kerk is God se government, is God se regeringsstelsel op aarde. The church has got work to do. Ons is nie 'n finicky, laid back, ruggraatlose, lukewarm kerk nie. Ons is 'n unapologetically fire spirit filled kerk wat nie skaam is vir ons Here nie, wat nie skaam is vir wat ons glo nie, wat die Here dien met alles in ons. Nie net halfhartig nou en dan bietjie hier, bietjie daar nie. Ons hele lewens behoort aan God. En nou hierdie reeks, The Living One, The Story of Integrity, gaan oor die molding, dit gaan oor die purification, dit gaan oor die shaping van Christene se lewens, Christene se harte. En die konsep is natuurlik, hoe meer jy God aanskou, hoe meer jy hom aanbid, hoe meer word jy geshape en gemold en getransformeer in daai spesifieke beeld in. Tot en met jou kor, die diepste van die diepste dele van jou liggaam word geshape. En as ons moet definisie gee aan die woord integriteit, is dit om te sê, dit is die struktuur van iets wat jy nie kan sien nie. Dis die fondasie onder die grond. Dis die staaldraad tussen die bakstene wat gelê is. Dis wat die gebou sterk maak. Dit gee om integriteit, waar as die fondasie nie gelê is nie, is die staaldraad nie gelê is nie, en as die integriteit van die gebou nie solid nie. Integriteit is die strength van die metaal, van die swaard. Jy weet, as die integriteit, die formulering van die metaal deur sekere hittetemperature gegaan, dan beteken dit, dis 'n sterk swaard. Die integriteit van die boom word bepaal deur die kwaliteit van sy wortelstelsel. Dis dit wat jy nie kan sien nie. So integriteit fokus absoluut op die private lewe, en die integriteit van 'n Christen verwys na die kwaliteit van jou hart. Dit verwys na die kwaliteit van my hart. Dit is wat jou gaan standvastig maak. Geen nie om wat se geld jy in jou bank het nie, ek gee nie om hoe jy fisies lyk nie, ek gee nie om wat se kar jy ry nie, ek gee nie om wat se kwalifikasie jy het nie. As jou hartskondisie nie standvastig is nie, dan gaan jy wankelend wees in jou geloof. Dan gaan jy wankelend wees in jou identiteit. Dit wat onsienbaar is in jou lewe, is die belangrikste gedeelte van jou lewe. En ons weet, die woord sê, en Jesus sê 'n paar keer, dat God, of andersom hy sê, man judges according to the outward appearance, but God judges according to the heart. God always looks at the condition of the heart. Always. Nou ons gaan primêr en ons beoordeel 'n Christen of onsself gebaseer nommer 1 op gedragspatrone. Daai ou vloek min, Christen. Daai ou vloek baie, weet nie. Daai ou depressie, kan nie wees nie. Daai ou happy, hy lyk vir my soos 'n Christen. Daai ou baie geld, kan nie 'n Christen wees nie. Daai ou min geld, hy's 'n Christen. Daai ou min blessings, nee, daai ou baie blessings, definitief hy's 'n Christen. Baie kerk, definitief. Ons kyk na die gedragspatrone en ons bepaal die integriteit van 'n Christen. En dit is nie akkuraat nie, jy kan dit nie so doen nie. Of ons bepaal die integriteit van ons verhouding met die Here gebaseer op hoe goed dit met ons gaan. Wie van julle het al gehoor van vriende of familie
of mense wat hulle harte vir die Here gee en ewe skielik voel dit asof hulle lewens uitmekaar uitval. Ek het my hart vir die Here gegee, maar nou sukkel ons finansiëel. Ek het my hart vir die Here gegee, maar nou ewe skielik is daar siekte in my liggaam. Ek het my hart vir die Here gegee, nou ewe skielik verloor ek my werk. Of daar's tension in my huwelik. Want die integriteit van jou hart word getoets. Jy sien? Jy dink jy solid tot jy nie is nie. Jy dink jy's geground tot jy nie is nie. En so ons gaan baseer mense se verhouding met die Here en jou eie verhouding gebaseer op blessings. Nou, die fout is dan obviously wat ons maak is, mense sê baie keer, maar as ek dan heilig is, hoekom voel ek nie heilig nie? Hoekom voel ek dit nie? Of weet, as jy sê dan ek is nie meer 'n sondaar nie, dan hoekom sukkel ek dan nog steeds met sonde? Ons sien baie keer dit lyk asof Christene se lewenskwaliteit swak is of hulle sukkelend deur lewe gaan en dan kyk mens na hierdie dinge en dan dink jy dalk is die gospel net nie effektief nie. Dalk is dit nie worth it om jou hart vir die Here te gee nie. Dalk is dit nie so great nie. Dalk was dit maar net great om te gebly het waar jy was. Maar hier is waarop dit neerkom. God is besig om dit wat onsienbaar is te purify. Hy is besig om dit wat onsienbaar is te verwerk. Sodat wanneer jy gepromote word, sodat wanneer jy opbeweeg in lewe, is jou fondasie sterk, is die staalstruktuur sterk, is die wortelkanaal mooi gevestig, en maak nie saak of daar hierdie ding kom, daai ding kom, slegte ekonomie, slegte regering, wat ook al dit mag wees nie, bly ek konsekwent. Of iemand kom met een of ander ideology wat my wil confuse in my geloof, of die ene vra, hoekom is daai nie genees van kanker nie, of hoekom het die Here nie daai nie genees nie, dan gaan ek nie wankel in my geloof nie, want ek is klaar gevestig. Ons sien studente gaan universiteit toe, want hulle gesprekke met ateïste, dan word hulle vrae gevra wat hulle nie kan antwoord nie, en dan twyfel hulle in hulle geloof. Jy sê, ek weet nie meer nie. Of jy vra vir 'n blessing, vir 'n deurbraak, vir 'n wonderwerk en jy kry dit nie. Ewe skielik twyfel jy in die existence van God. Wat doen hierdie dinge? Dit expose die integriteit binne in ons. Is julle met my? En ek wil vanaand sê, en ek gaan dit 'n paar keer sê, God is baie meer geïnteresseerd oor die kwaliteit van jou hart, oor die integriteit binne in jou karakter as wat hy is oor jou blessing en jou seëninge. Meeste Christene, as die Here jou vandag op hierdie oomblik moet bless met al jou hartsbegeertes, jy kry presies dit wat jou hart begeer. Jy het die huis, jy het die karre, jy het die finansiële voorsiening, jou aftrede is gesort, jou kinders is veilig, jou huwelik is happy, jy het die werk van jou drome, vakansiehuise is gevestig, die bote, die bikes, die alles, sal meeste Christene, guarantee ek jou nou, sal nie meer 'n rede hê om met God te engage nie. Sal nie weet waaroor om te bid nie. Nou het ek die blessing, nou wat sê ek nou vir die Here? Dankie vir my mamma, en my pappa, en my hond. Wat leer ons vir ons kinders alles? Vir my kos. Miskien moet ons weer terug gaan na daai gebed. Amen. Come on, hey, familie, daar's meer tot my en jou verhouding met God as net seëninge en 'n happy, lekker lewe. Voordat die Here jou gaan opvat, gaan hy jou diep vat. Onthou die gebou, voor hy hoog gebou word, moet hy eers diep gebou word. Amen. En die koninkryk van God werk dit andersom. In the kingdom of God, the way up is the way down. If you want to live, you have to die first. If you want to be first, you got to be last. It's the way of the kingdom. Ek skryf hier neer, many Christians, they want to be a strong sword, but they are not willing to be put in the fiery furnace.
Ek soek die blessings, maar ek wil nie die Here moet my shape en my mold nie. Huh? Ek wil goed hê van die Here af, maar die Here moenie iets hê van my af nie. Come on, it expose ons integriteit. For a tree to grow up first, it has to grow down first. Ek het dit nou net gesê. Many Christians, they want to lead, but they are not willing to serve first. Die beste CEOs, die beste leiers, die beste pastore, die beste entrepreneurs is die ouens wat weet hoe dit is om te serve. Is wat weet hoe dit is om vloere skoon te maak, is wat weet hoe dit is om die door lady te wees, is wat weet hoe dit is om toilette skoon te maak, is wat weet hoe dit is om die vuil werk te doen. If you want to be first, you got to be last. Many Christians want to lead, but they're not willing to serve first. Many Christians want the glory, but they aren't willing to sacrifice anything. Glory comes with sacrifice. Amen. Waar is die besigheidseienaars hierso? Kan ek wys gou vir my as jy 'n besigheidseienaar is, steek gou jou hand op. Steek gou lekker hoog jou hand op. Okay. Sê julle gou vir my, is dit elke dag so lekker om jou eie besigheid te hardloop? Jy het nooit stres oor salarisse nie. Jy worry nooit oor hoe jy die rekeninge gaan betaal, die huur gaan betaal, die dit gaan betaal, die suppliers gaan betaal nie. Is ek reg? Jai! Ons almal het 'n droom, ek gaan 'n besigheidseienaar wees, tot jy een is, dan wens jy is nie. Hoekom? Want jy weet nie die sacrifices wat dit vat om 'n besigheidseienaar te wees nie. Dit kos jou lewe. Die employee, die werknemer, hy worry net oor sy salaris. Maar hy soek dieselfde glorie as die besigheidseienaar. Dit werk nie so nie. Selfde in God se koninkryk. As jy regtig wil hê dat God moet jou magtig gebruik, gaan jy jou lewe daagliks sacrifice vir hom. En sê Here, ek kruisig my vlees. Dit wat my hart so graag wil hê, my vleeslike lasts, kruisig ek, want ek weet dat dit wat U my voor wil set up is way beter, way groter as dit wat die vlees soek. Maar dit kos my sacrifice. Ons almal wil 'n blessing wees. Maar hoeveel van julle weet, vir jou om te bless beteken dit jy moet iets afstaan. Amen? Niks is ooit verniet nie. Jy kry dalk die kar verniet, maar dit het iemand die prys gekos om die kar te koop. Daar's glory in om 'n kar weg te gee. Maar is 'n sacrifice terselfdertyd om dit te doen. Many Christians, they want to be wise, but they are not willing to be taught. Wow. Wat as die Here jou deur 'n seisoen vat waar hy sê, ek wil hê jy moet stil bly. Ek wil hê jy moet iets sê nie. Jy het nou net waarnemingsstatus. Soos die nuwe ouetjies by die werk, julle ken hulle, hy kom maar in, hy intern bietjie, seentjie sit daar, bly stil, kyk jy net. Wat is die Here vir jou waarnemingsstatus wil gee vir 'n seisoen in jou lewe? Ons is baie vinnig tot opinies en ons sê en ons weet baie, maar sê die Here bly bietjie stil. Ek wil jy moet luister, ek wil jy moet inneem, ek wil jy moet leer. Ek wil jy moet leer om te submit. En ek wil vir baie jong mense hierso sê, kom ek sê dit so, jou promotion in lewe word bepaal of jy kan submit of nie. Jong mense, hoor wat ek vir jou sê. As jy nie kan submit nie, gaan God jou nie promote nie. Gaan nie. Want submission kos iets van humility. Dat ek is bereid om myself te humble onder systeem en te luister en in te neem. Nee, ons almal wil die leier wees, ek wil die ene wat praat, ek wil die inspraak hê, ek wil die gesig wees, maar wat is die Here vir 'n season wil hê, jy moenie die gesig wees nie. Jou promotion lê in jou submission. Is julle met my? As jou baas vir jou sê, doen iets, dan doen jy dit.
Selfs al hy nie altyd daarvan nie. As jy jou baas se hart ken, great stuff. As die leier onder wie jy gesubmit is vir jou sê, doen iets, dan doen jy dit. Daar's strength in submission. Baie strength. Laaste ene. Many Christians, they want blessings, but they aren't willing to faithfully wait. We want God to be involved in everything we do. We want Him to bless everything we do, but we never ask God, what do you want us to do? Ons wil hê die Here moet so geoccupy wees, dag in en dag uit, op wat ons mee besig is, en my te doen, en my dinge. En dan bless hy nie iets wat ek gehoop het hy gaan bless nie, en as ek sommer kwaad vir hom. Maar wat as ons net ons bietjie ons focus shift, in plaas van om te sê, Here, bless wat ek gaan doen vandag, wat van ek vra 'n bietjie, Here, wys my wat U wil hê ek moet doen vandag. Want as jy doen wat God wil hê jy moet doen, is jy outomaties onder sy blessing. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar God fund nie en bless nie iets wat hy jou nie vergeroep het nie. Hy doen nie. God funds it, heaven funds the mission you were sent for. He doesn't fund a different mission. Dis soos 'n ambassadeur. Die ambassadeur se expenses word betaal deur die land van waarof hy kom. As hy besluit hy gaan 'n ander roete volg, dan sê die land vir hom, daai is op jou onkoste. God funds what He has called you for. Die punt wat ek wil maak is, ek dink ons is baie fixated in ons verhouding met die Here oor die blessings en die goedjies. Dit is eintlik net 'n baie oppervlakkige verhouding. Imagine gou jy het 'n vriend of 'n vriendin gebaseer net op blessings. Of op wat hulle vir jou kan offer. Die huis wat hulle in bly, het hulle vakansiehuis, het hulle nie 'n vakansiehuis nie, kan dit, kan dit daai. Hoorie, kan ek sommer kom koffie drink? Of wil jy sommer kom koffie drink? Ek het nie nog geld vir koffie nie. Ek het nie gevra vir die geld of nie geld nie. Ek vra wil jy koffie drink of nie koffie drink nie. Kom drink sommer koffie. Ek gee om oor jou. Is julle met my? Nou, hierso is hoe integriteit gebeur. Hier is hoe integriteit gevorm word. Nommer 1. Integriteit word gevorm deur intimiteit met Jesus. En hier's wat ons sê. Ek word soos die persoon met wie ek die meeste tyd spandeer. Amen. Ek word soos die persoon met wie ek die meeste tyd spandeer. Wat as jou gebedslewe nie net gaan oor Here, ek wil hê nie. Wat van as jy net bietjie stil bly in jou gebedslewe, maar jy kan sit en as jy kan in jou tale bid in jou taal en as jy nie kan nie, dan wees jy net in die oomblik. Net 'n bietjie hoor, Here, wat het U te sê oor my? Wat is U opinie oor my? Wat van jy geniet net vir 'n paar oomblikke, geniet net sy teenwoordigheid. Just enjoy Him for a moment. Maar jy word soos die persoon met wie jy die meeste tyd spandeer. Ons sê ook hierso, the love of Christ is a purifying fire. The presence of God is a fire furnace. He consumes, His presence consumes me. Dit brand die diepste dele in my. Die 2 disippels wat saam met Jesus aan my huis toe geloop het na die tyd gesê, did our hearts not burn within us when He opened the scriptures to us? Die teenwoordigheid van God is 'n fiery furnace. It purifies you. It molds you. Wanneer God se woord uitgespreek word oor jou, die Bybel sê, die woord van God skei murg en been van mekaar. It pierces the deepest parts of your heart. Kom ek lees vir jou hierdie Psalm 12 vers 6. David sê, your words, or the words of the Lord, are pure words, sy woord, like silver tried in a furnace of earth, purified even 7 times. Hy sê, U woord purify my, tot en met 7 keer, daar's 'n rede vir die nommer 7,
Hulle sê as silwer 7 keer deur die purification proses gaan, dan is hy op sy suiwerste. Deur die eerste, tweede, derde stap, dan val die koper af, die fake metale af, die fake silwer val af en die ding word gepurify, totdat dit wat oorbly, pure silver is. Het gaan so ver, dat jy lees daarvan in Handelinge 4 en 13, dat die fariseërs selfs na Petrus en Johannes gekyk het, en gesê het, ons het gesien, dat hierdie 2 ouens het so baie tyd met Jesus gespandeer, dat as ons na hulle gekyk het, dan het ons gedink aan Jesus. They reminded us of Jesus. Die manier hoe hulle gepraat het, hoe hulle geloop het, die manier hoe hulle self gedra het, dieselfde aura, die atmosfeer om hulle, die aroma, die reuk, die anointing, die glory, was presies soos Jesus. Because they rubbed shoulders with him. Daar was integriteit gevorm, hulle hoor hierso. Handelinge 4:13. The members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John, for they could see that they were ordinary men with no special training in the scriptures. So hulle het nie 'n teologiese graad gehad nie. Amen. Iemand hierso wat 'n teologie graad het? Bless you. They also recognized them as men who had been with Jesus. Wow. They had been with Jesus. Geshape en gemaak. Hoor gou wat sê 1 Petrus 1 vers 6 en 7. En hierdie is baie keer wat gebeur met Christene. En Jesus loop en wandel saam met jou deur finansiële krisisse. Hy loop en wandel saam met jou baie keer wanneer jy deur 'n siekte of 2 gaan, dalk deur depressie of so, of miskien jy het jou werk verloor. Jesus loop saam met jou deur al hierdie dinge, want hy's besig om jou te leer van geloof. Sê gou vir my, as jy vanaand geweet, jy's finansiëel gesorg tot en met jy 90 is. Hoe baie geloof gaan dit van jou kos om te dink daar's 'n goeie toekoms vir jou? Nie baie nie. Maar as ek onseker is oor dit, dan het ek geloof nodig. En God wil geloof losmaak in my hart. Hoor hierso. So be truly glad. There is wonderful joy ahead, even though you must endure, you must endure many trials for a little while. Say so, my little while. Dit waar jy deur nou gaan nie vir ewig wees nie. Amen. Dit wat jy nou in is, gaan nie vir altyd so bly nie. For a little while. These trials will show that your faith is genuine. It purifies you. Dit bou integriteit in jou. It is being tested as a fire tests and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, wanneer die integriteit van jou hart solid is, kom wind, kom weer, goeie ekonomie, slegte ekonomie, met werk, sonder werk, min geld, baie geld, siekte, genesing, dis irrelevant, my geloof is solid. Then when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Christ Jesus is revealed to the whole world. God is more concerned with your integrity than He is about your blessing. Hoekom? Because Jesus Himself is the blessing. Ek sê vanaand vir jou familie, blessings don't fulfill you, His presence fulfills you. Ons dink die mooi goedjies wat ons voorbid, die net bietjie meer geld, die net bietjie meer dit, die net bietjie meer daai gaan jou bly maak, dit gaan nie. God is die ultimate blessing. And He's going to purify you until that moment. So, hierso is wat gebeur, en ek wil vir jou 'n analogy gee van 'n oak tree, wat is 'n oak tree in Afrikaans? Wat is 'n boom? Eikeboom. Ek gaan net sê oak tree, is dit okay met julle? Okay. Ek gaan dit net sê. Vergewe my. Baie Christene
beleef die Here, aanvaar hom as hulle God, maar hulle bly 'n kind. Hulle mature nie. Hulle laat nie toe dat die Here hulle verder shape en hulle verder mold nie. So, die kry 'n ou, gee sy hart vir die Here, 'n paar maande later val weer terug in alkohol in. Okay, nou, ek gee nou net dit as 'n voorbeeld. So as jy 'n vyand is, dit sorry, ek wil nie dit doen nie. Okay? Baie ouens gee hulle hart vir die Here en hulle val weer terug in verslawing in. Of hulle val weer terug in hulle ou manier van lewe in. Dis nie dat hulle nie meer 'n Christen is nie. Dis nie dat hulle net 'n kind gebly het en wankel en geknak word deur winde en bietjie val deur oppression hierso of groepsdruk hier en groepsdruk daar. Hulle moet nog groei. Hulle moet mature. Daai staal moet nog deur die hitte gaan. Die wortel moet nog anker vind binne in die grond. Is julle met my? Dis al wat besig is om te gebeur. Nou hierso is twee dinge. Hebreërs 10 vers 14 wil ek sommer met jou deel. Hebreërs 10 vers 14. Hierso is twee dinge wat ek wil hê jy moet verstaan vanaand. As jy jou hart vir Jesus gee, op een oomblik, is jy 100% 'n kind van God. Kan almal sê saam met my amen. As ek my hart vir die Here gee, is ek nie meer 'n sondaar nie, alhoewel ek nog sukkel met sonde, want ek is nie wat ek doen nie, ek is wie God sê ek is. So ek is in een oomblik heilig gemaak. So, hier sê die woord, for by a single offering, dis Jesus aan die kruis, he has perfected, past tense. Dis iets wat gebeur het en dit bly so. He has perfected for all time those who are being sanctified. Twee goed sien ons hier. Nommer 1, ons het 'n past tense reference, bedoelend daar's iets wat met my gebeur het. Ek het 'n kind van God geword. Maar nou is daar besig om nog steeds iets met my te gebeur. En hierdie proses waartoe ek gaan, noem ons die volwassenheidsproses. Ons noem dit die purification proses. Ons noem dit die molding proses. Alhoewel my gees 100% solidly soos God lyk, is my gedagtewêreld nie nog dit waar dit moet wees nie. Het ek nog ou habits wat ek ontslae moet raak van? Is daar nog leuns in my kop wat ek moet ophou glo? Sien julle die punt? En so wandel God saam met my en hy sê, nee, daai is 'n leuen, nee, daai is nie wie jy is nie, raak ontslae daar, hier is wie jy is. So dis wat gebeur hierso. Nou, ek wil vir jou die analogy gee van die fern, die varing en die oak tree. So hierso is twee prentjies van aan die linkerkant, sien jy die fern, dis 'n varing, hè, is ek reg? Al die groen vingers. En regs sien jy 'n oak tree. Die varing sal nooit in sy lewe die oak tree kan word nie. Nooit in sy lewe nie. Hoekom nie? Want hy possess nie die genetic code, die DNA, om 'n oak tree te kan word nie. Hy het nie die fisiese vermoë om dit te kan wees nie. Vir die oak tree, vir die fern, om 'n oak tree te word, moet hy geherskep word. Hy moet sterf en hy moet gerecreate word, voor hy 'n oak tree kan word. Dieselfde analogy is met sondaars en met kinders van God. Kom ons sê die sondaar is die fern, die varing. Die sondaar gaan nooit in sy lewe kan heilig word soos God word nie. Hoekom nie? Want hy possess nie die genetic code nie. Hy possess nie die DNA, die inner integrity nie. Hy possess nie die potensiaal nie. So vir die sondaar om 'n oak tree te word, moet hy sterf en weer. Julle sien waartoe ek gaan? En weer gemaak word. Ons noem hierdie wedergeboorte. Ek sterf as 'n sondaar, as die varing, en ek kry totaal en al 'n nuwe genetic code. My ou genetic code was sonde.
Dit is wat my natuur was. Maar my nuwe genetic code, my nuwe natural inhabitation, is nou God se genetic code. Dis nou God se DNA. Nou is ek 'n hele nuwe skepping, 'n oak tree. Kom ek lees vir jou 2 Korintiërs 5:17. Therefore, anyone who is in Christ, he is a new creation. Says so, my new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Nou is ons die volgende analogy. Nou word jy 'n oak tree, maar jy's 'n klein oak tree. Tot vir ons daai volgende prentjie op. Jy's 'n babatjie. Jy's 'n klein oak tree. Is die klein eikeboom minder 'n eikeboom as die groot eikeboom? Nee. Yes, nie. Die klein eikeboom is net nie so effektief soos die groot eikeboom nie. Die klein eikeboom kan maklik geknak word. Kan maklik opgetrap word. Verloor nie sy identiteit nie. Snap julle hierdie? Maklik kwesbaar. Maak nie baie koelte nie. Maar hy moet deur die sanctification, deur die maturity proses gaan. Groei in dit wat hy klaar is. Jy kan nie iets probeer wees wat jy klaar is nie. Groei in volwassenheid. En hierso is hoekom God wil hê ons moet groei in volwassenheid in. Punt nommer 1. Dawid was gesalf as koning om en by die ouderdom van 12 jaar oud. God hom geroep as koning. Was hy toe al koning gewees? Nee, hoekom nie? Hy het nog nie die integriteit gehad nie. Hy het nog nie die volwassenheid gehad om Israel te lei nie. Hy moes groei. Hy moes mature in sy identiteit. Hy moes net mature in wie hy klaar was. Maar daar is 'n punt in jou lewe wat jy moet tot by uitkom voor God jou in sekere posisies gaan inplaas. En ek sê vandag vir jou, baie van hierdie groei, jong mense, gaan gebeur onder submission. Selfs Jesus, wat sy goddelikheid afgestaan het, moes groei. Die Bybel sê in Lukas 2 vers 52 that even Jesus grew in wisdom and stature. Grew in wisdom and stature. Wat maak dit jy effektief is? Die laaste ding wat ek wil sê vanaand en dan gaan ons worship. Die eikeboom kan nie weer ervaring word nie. Sê gou hierdie prentjie, die volgende ene. Hierdie is 'n eikeboom wat toegegroei word met varinge, wat noem dit? Varinge. Toe ek hierdie sien, dan dink ek, dis perfect analogy. Dis 'n oak tree wat homself verklee met sonde. Alhoewel hy sonde doen en hy lyk soos 'n sondaar van buite af, in sy hart is hy kind van God. Al wat God kom doen is hy kom purify en hy haal net al die sonde af. En hy wil net reveal wie hy eintlik is. That's what the fire of Jesus does. It purifies you. It's what his presence does. It takes sin away. Het haal die varinge net af. Al sukkel jy met sonde, is jy nog steeds 'n kind van God. Jou identiteit verander nie. Dis goeie nuus. Amen.
Hoor hierso, Hebreërs 9 vers 24. Ek weet nie of jy geweet het nie, né? Maar God het vir al jou sondes gesterf. Een keer, vir almal. Hy kom nie terug aarde toe elke keer as jy 'n chocolate steel om weer gekruisig te word, om weer vir daai sonde te sterf, en dan gaan hy weer hemel toe, en dan volgende dag gaan vloek jy weer, jy's ou Peer, hoekom nou moet ek weer af aarde toe kom, weer sterf vir jou, en dan is nie hoe dit werk nie. Hoor gou hierso. He entered into heaven itself, and appeared before God on our behalf. And he did not enter heaven to offer himself again and again. Like the high priest here on earth who enters the most holy place year after year with the blood of an animal. If that had been necessary, Christ would have had to die again and again, ever since the world had begun. But now, once for all time, vir eens en vir altyd, he has prepared at the end of age to remove sin by his own death as a sacrifice. Once and for all. Sal jy saam met my staan as jy nie omgee nie? Staan saam met my, staan saam met my. Die hart van vanaand, voor ons te geoccupied raak met die glam en die flashiness en die blessings. Kom ons fokus vir 'n slag bietjie binne toe. Amen. Kom ons fokus bietjie op dit wat die Here wil doen in ons harte, die integriteit. God, ek sê nou vir jou familie, God is besig om jou te prepare. God is putting you through the fiery furnace and his love is busy consuming you, burning you clean, so that you can be at your purest form, so that you can be in your strongest state, so that you can face devils and demons, and nothing will dare intimidate you. Hallelujah. Niks gaan jou geloof skud, jou bietjie wankel, jou laat wonder, jou laat twyfel nie, siekte nie, siekte, geld nie, jy gaan vas staan soos 'n ou sterk oak tree. And you will be effective for his kingdom. Amen. Steek jou hand in die lig saam met ek wil vir jou bid, dan gaan ons worship, ons gaan die Here aanbid. Here Jesus, ek kom bid vir ons harte vanaand. I pray that you will now come in like a flood of fire, that you will purify every heart in this room, Father. Come place our hearts in a fiery furnace. Come and burn everything away that is not from you. Every sin, every lust, every addiction, every thought, everything that does not represent who I am, come and burn us clean in Jesus' mighty name. I pray, Lord, come and purify our thoughts. May we think like you think. May we see what you see. May we hear what you say. I pray, Lord, as we behold you right now, as we worship you in this next song, Holy Spirit, will you come and flood our hearts with fire in the mighty name of Jesus Christ and make us more and more and more like you in Jesus' mighty name. Amen. Kom ons gee die Here aan 'n klap. Kom ons worship.